Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën terwyl ons vanmôre stil word rondom sy woord. Ek wil u groet met die woorde van Psalm 42 vers 2 en 3a. Daar staan soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. My siel dors na God, na die lewende God. En as ons kyk na koning Dawid se lewe, was dit sy deurgaanse gebed gewees. Here, u gee vir my so baie. U gee vir my koninkryk, u gee vir my rykdom, u gee vir my guns by mense, maar Here, niks van hierdie goed kan versadiging bring nie. Ek smag en ek dors na u self. En vriende, kom ons maak dit ook die gebed van ons hart. Want u sien, die Here is vir ons goed. Hy laat reën oor die regverdige en onregverdige. Hy gee vir ons suurstof en asem en lewe, oë om te sien, ore om te hoor. Hy versorg vir ons op tydelike gebied. Maar dit kan nie die versadiging bring wat hy self in 'n mens se siel kan bring nie. Daarom is die gebed van my hart dat die Here deur die blaaie van die Bybel en deur die werking van sy Gees homself aan ons sal openbaar, sodat ons ook hierdie versadiging in ons siele sal vind. Jy sien, ons siele bly dor en dit bly droog tot Christus self deur die waarheid van sy woord. Ons kom bewus maak van sy heerlike teenwoordigheid, van sy wese, van homself. En dit, vriende, bring vir mens vreugde en blydskap wat alle verstand te bowe gaan. En ons is tans besig met ons reeksie aktuele boodskappe en vanmôre gaan ons bietjie stil staan by deel 5 wat handel oor hoe verstaan en verklaar ons die 10 gebooie van die Ou Testament vir die Nuwe Testamentiese kerk of Christen van vandag. Nou ons het vir u gesê in die boodskapie van gister dat die Here sê, weet Israel, ek is 'n enige Here, maar nou kom die Here ook en hy sê vir ons baie duidelik, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters of onder die aarde is nie. Jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. So ons kyk vanmôre 'n bietjie na die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak nie. Jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Nou vriende, as ons kyk na Israel se lewe, dan sien ons dat hulle 'n patroon gevorm het van afgodediens. Baie interessant is dat die Here met die pla in Egipte land, toe hy hulle met 'n kragtige hand uit hierdie afgodsdiens gelei het en uit hierdie slawerny en juk van Farao, dat hierdie volk Israel gesien het hoe die Here elkeen van Egipte land se gode geoordeel het. Want u sien, 'n afgod is geen God nie. Daar is geen lewe in hulle nie. Ons het gister vir u baie duidelik uit die skrif bewys en vir u dit gelees. Hulle het oë maar hulle sien nie, hulle het ore maar hulle hoor nie, hulle het 'n mond maar hulle praat nie. En die Here oordeel die afgode van Egipte. Die Here lei sy volk met 'n kragtige hand uit. Die Rooi See gaan oop, hulle trek droogsvoet deur. En die hartseer is, vriende, toe hulle by die berg Sinaï kom en hulle God se heerlikheid aanskou en sy stem hoor en sy krag sien met die berg wat bewe en die stem wat van die berg afkom, het die volk gebewe voor die Here. Maar dit was nie baie lank daarna nie dat hulle gewend het na hierdie dooie afgodediens. En dit wys vir ons die bedrieglikheid en die boosheid van die mens se hart. Want kom ek lees gou vir u wat gebeur in Eksodus 32. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land het optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Nou, Aaron was die broer van Moses gewees, en die Bybel sê hy ook die hoëpriester gewees het, en die Bybel sê vir ons, sonder om te aarzel, sê Aaron vir die volk, ruk die goue ringe af, wat aan die ore van julle vroue en julle seuns en julle dogters, en bring dit vir my. Toe die hele volk die goue ringe afgeruk, wat aan hulle ore was, en het aan Aaron gebring, en hy het uit hulle hand geneem, en dit met die buitel gewerk, en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Kan nie agterkom hoe dom mense kan redeneer. Vriende, sonder verstand. Hierdie goue kalf wat hulle gemaak het in Eksodus 32 was nie eens naby toe hulle uit Egipte land getrek het nie. Dis iets wat Aaron met die buitel bewerk het. Dit was goud wat van hulle ore afgekom het, van hulle armbande, en hierdie goud is gesmeld en Aaron maak 'n goue beeld. En tog bely hulle dat hierdie die God is wat hulle uit Egipte land laat optrek het. En vriende, daarom sê die Bybel, God is 'n jaloerse God. U sien, hy gaan nie sy aanbidding deel met selfgemaakte gode en mensgemaakte dinge nie. Hy is 'n jaloerse God, want hy het ons geskaap, hy gee vir ons lewe en asem, en vriende, soos ek jaloers is oor my vrou, en 'n heilige jaloersheid het, vriende, oor my wandel met die Here, so het God ook 'n jaloersheid wanneer dit kom by sy kinders. Ons kan nie maar net dink ons kan God aan die een kant dien en afgode aan die ander kant nie.
Die volk Israel het blywend in afgodediens verval. Ons lees in Rigters 8 vers 24 dat nadat Gideon die volk verlos het, sê die Bybel vir ons dat Gideon 'n skouerkleed gemaak het van goud en die hele Israel het daar agterna gehoreer en het vir Gideon in sy huis 'n struik geword. 2 Konings 18 vers 4, die koperslang wat Moses in die woestyn gemaak het. Die Bybel sê vir ons dat hierdie mense het hierdie koperslang aanbid en offerrook daarvoor laat opgaan. Vriende, ons sien dat telke male as hierdie volk in afgodediens verval het, het die Here hulle besoek met sy toorn. Ons dink in Eksodus 32 het 3000 mans op een dag gesterwe. Die volk is later in Babyloniese ballingskap weggevoer, juis oor hulle afgodediens. En ons moet verstaan, vriende, dat God 'n heilige God is, 'n jaloerse God. En hy vereis aanbidding van sy kinders. Hy vereis aanbidding van die mensdom. En daarom as ons nie ons knie buig voor hom en met ons tong bely dat hy die Here is nie, sal ons eendag sy oordeel ontvang. En ag vriende, ons dien die Here juis omdat hy 'n heilige God is. Nou sê die Bybel vir ons baie duidelik in die Nuwe Testament dat hierdie gebod net so op ons van toepassing is soos in die Ou Testament. Hoor dit staan in Handelinge 17 vers 23. Die apostel Paulus is besig om die evangelie te verkondig en hy sê, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder hom te ken, verkondig ek aan julle. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. Paulus kom baie duidelik en hy sê vir hulle, luister, daar is een God en hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is 'n persoonlike God. Hy is 'n God wat praat en kommunikeer met ons. Hy is nie 'n mensgemaakte uitvinding nie. En daarom, om hom te dien, is die enigste pad wat ons as mens kan stap. 1 Korintiërs 10:14. Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Afgodediens het net hartseer gebring. Vriende, daar was kinders geoffer, daar was orgies, daar was rituele wat 'n mens jou hande laat saamslaan om te dink dat mense in sulke boosheid kan verval. Daar was die vrees in afgodediens en die Here sê vir sy kinders, hy sê vir sy volk, hy roep mense op en hy sê, vlug vir afgodediens, vlug na die God wat julle geskaap het, na die God wat in Jesus Christus sy seun vir julle verlossing gebring het. En nou 1 Johannes 5 vers 21, my kinders, bewaar julle self van die afgode. Baie belangrik om te sien, Romeine 1 vers 22 tot 25, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword, en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en van viervoetige en kruipende diere. En nou vra die Bybel die vraag, nou wat het God gedoen? Of mense vra die vraag nou wat doen God as mense in hierdie boosheid verval? Net soos in die Ou Testament, wat die Here sy volk geoordeel het. Lees ons dat die Here die oordeel ook bring oor die mense in die Nuwe Testamentiese kerk, in die genade tydperk. Vers 24. Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het, bo die skepper wat geprys moet word, tot in ewigheid. U sien, die oomblik wanneer 'n mens God verruil vir afgodediens, die oomblik wanneer 'n mens God verruil vir iets anderste, gee God hulle oor aan die boosheid van hulle harte. En ag vriende, ek het nou die dag vir mense gesê, ons grootste vyand is nie die duiwel nie. As God jou vyand raak, het jy 'n geweldige probleem, want hy is die enigste hoop, hy is die enigste anker, hy is die enigste redder, hy is die enigste een wat jou kan vrymaak van die ewige verdoemenis, wat jou kan vrymaak van sonde, wat vir jou 'n sinvolle en 'n doelgerigte lewe kan gee. Daarom belangrik, afgodediens in die Ou Testament was verbied. In die 10 gebooie het die Here sy volk gewaarsku. In die Nuwe Testament doen die Here presies dieselfde. Daarom kan ons met sekerheid sê dat die 10 gebooie op ons van toepassing is. Wonderlik om te sien hoe kosbaar relevant God se woord ook in die jaar 2024 vir ons is. Vriende, hierdie gebod is 100% van toepassing op ons en elke weergeborene moet bely dat daar een ware God is. En vriende, ons mag geen beeld of afbeelding of drogbeeld of een of ander afgod vir onsself maak nie. Ons gaan bietjie kyk in Moses' oordenking 2 gevare. Die 2 gevare waarna ons gaan kyk is dat ons as mens ook in die westerse wêreld in afgodediens kan verval, deurdat ons dinge in die plek van God stel. Maar ook kan ons sien dat ons 'n valse God kan aanbid deur 'n prentjie of idee van hom te vorm,
wat hy nie is nie. So dis môre se oordeenking. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Mag die Here vir u seën met wysheid en mag die Here vir ons nader trek aan homself. Groete en mooi dag verder, Tara.